Goeiedag. Hoe lekker is dit nie om 'n gelowige mens te wees nie? Hoe lekker is dit nie om in Jesus Christus te glo nie? En hoe lekker is dit nie om ook ander mense rondom jou te hê wat in Jesus glo nie en wat saam met jou ook op hierdie geloofsreis met al sy uitdagings kan wees nie. Die tema wat ek vir hierdie week het waaroor ek praat is waar arende skaars waag. Jy sal onthou daar was 'n fliek. As jy oud genoeg is, daar was 'n fliek gewees 1967-68 Where Eagles Dare. En dit het my nogal op die tema gesit waar arende skaars waag, omdat dit daar ook gaan oor 'n tipe van 'n onmoontlike situasie waarin mense hulle self moet waag. Situasie wat hulle uiteindelik ook moet oorkom. Behalwe dat dit nou by hierdie tema eintlik gaan oor die geloof, oor die geloofsreis en die feit daarvan dat ons binne in die geloofsreis regtig ook moet vashou, moet vasstaan, nie moet uitsak langs die pad van hierdie geloofsreis, die geloofsreis wat ons ingeslaan het saam met Jesus Christus, ons Here nie. Ek wil graag begin met die woorde van Openbaring 5 vers 13b, wat sê, aan hom wat op die troon sit en aan die Lam, behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Christus is ons vrede. Hy het ons met God versoen. Deur die kruis is ons een liggaam. Ons vergader in sy naam en deel in sy vrede. Amen. Daar is so 'n paar gedeeltes, twee gedeeltes wat ek eintlik saam met jou wil lees. En hierdie twee gedeeltes het al twee met geloof te doen. Die eerste ene het met geloof te doen in terme van die uithou van geloofsreis. En die tweede ene het te doen met die gawe van geloof. In die afgelope tyd is ek nogal besig om te praat oor die verskillende gawes wat die Here ook deur sy Heilige Gees, wat Jesus deur sy Heilige Gees ook aan die kerk uitgedeel het. Kan ek vir jou lees in Hebreërs 11 van vers 1 af, so 'n paar verse, vers 1 en 2 en dan daarna van vers 8 af. Kom ons maak dit ons oë toe. Here, baie dankie dat ons ook nou rondom die woord kan lees en dankie dat ons kan weet dat die woord die waarheid is en dat U, Here Jesus, die weg en die waarheid en die lewe is. Lei ons ook in hierdie oomblikke. Mag die woorde van ons mond en die nadenke van ons hart ook vir U goed wees. Amen. Hebreërs 11 sê wat geloof is. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Nou is daar 'n hele klomp geloofshelde wat uiteindelik genoem word van oor, maar ek wil graag gaan hier na Abraham toe. Ek gaan nou meer verligtend daaroor praat. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee, toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe, wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en die bouwer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. En dan wil ek iets heeltemal anders lees, want ek wil graag daarby kom om iets van 'n onderskeiding ook te maak en 'n aanvulling te maak in terme van die geloof, waarvan op die een situasie gepraat word, in watter mate die ander situasie ook daarin sou kon inspeel. In 1 Korintiërs 12, die verskeidenheid van geestelike gawes, van vers 7 af, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof
deur dieselfde Gees en 'n ander genadegawes van gesondmaking van die een Gees. Maar ja, net so ver. Waar arende skaars waag. Ek dink nogal binne in 'n moeilike omstandigheid soos in Jesaja 40, wanneer mense eintlik in 'n redelike hooplose situasie was, wanneer die woorde daar in Jesaja na mense toe kom, om hulle aan te moedig om te sê, ja, selfs jong manne word moeg, manne in hulle vleuer struikel en val, en dan hierdie bemoedigende woorde, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag, hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Geloof in Christus Jesus, geloof in God, wil ons so ver vat, wat wil ons vat tot by die uiterstes, want weerstand, moeilikheid, uitdagende omstandighede, kan nogal regtig deel van ons lewensreis wees van elke dag. Die gemeente, die mense, vir wie, moontlik gemeente in Rome, vir wie die Hebreërskrywer skrywe, het hierdie uitdaging gehad van mense wat hulle in hulle geloof aanvat, en wat dit vir hulle ongelooflik moeilik maak. En dit klink asof die mense wat hulle aanvat nogal vanuit die Joodse gemeenskap uitkom, vanuit die Joodse geloofsgemeenskap uitgekom het van daardie tyd. Nie die geloof van Christus nie, maar die tradisionele Jode ook van daardie tyd. En binne in hierdie situasie word hierdie gelowige mense aangemoedig om vas te staan binne in hulle geloof, om op hierdie pad waarop hulle gegaan het, op hierdie geloofsreis, nie uit te sak nie swak te word nie, maar om deur te druk, om vas te byt. En dan help 'n gedeelte soos hierdie, wat ek nou ook gelees het, help vir hulle, om vir hulle ook moed te gee, om hulle ook aan te moedig binne in daardie situasies. Hoe baie keer het ek en jy nie ook nogal uitdagings in ons geloofslewe nie. Interessant, dat iemand die afgelope tyd sê, gewoonlik is dit gelowige mense, Christene wat ander mense aanmoedig om ook Christene te word, om mense te oortuig, of mense die evangelie met mense te deel, en te bid dat daardie mense ook tot bekering sal kom, hulle lewe sal verander, en sê dat mense deesdae selfs wat afvallig geword het van hulle geloof, wat ateïsties geword het, skielik 'n tipe van, in aanhalingstekens, 'n tipe van 'n bediening vir hulself het, om te probeer om Christenmense, gelowiges, ook afvallig te maak en hulle ook ateïsties te maak deur hulle te probeer oortuig dat daar byvoorbeeld geen God is nie. Nou, weet ons mos dis nie waar nie, maar dis die dinge wat 'n mens mee te doen kan kry binne in jou wêreld. Maar geloofsreis, soos ek sê, is opwindend. Dit kan kleurloos wees, dit kan middelmatig ook wees. Wanneer ons in ons geloofslewe in 'n tipe van 'n gemaaksone verval het, waarin dit eintlik maar net gewoon oor onsself gaan. Dit wat ek van die Here sou vra, wat ek elke dag nodig het, om die basiese dinge te doen, wat reg is, maar sonder dat ek regtig ook uitdagend binne my lewe sou leef. En ook as gelowige mens kan uitstaan binne in my omstandighede. So, en wanneer ek nie uitstaan nie, wanneer ek nie deeltyd terugstaan en wanneer ek nie deeltyd half binne my gemaaksoon is, dan sou 'n mens nogal iets van die opwinding en die uitdaging van die geloofsreis enigstens verbeur langs die pad. So hier in die vorige hoofstuk, hoofstuk 10 van Hebreërs, het die skrywer die geloofsgemeenskap in Rome aangemoedig om met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid te leef. Hy het hulle aangespoor tot liefde en goeie dade, terwyl hulle met volharding God se wil soek en God se wil doen. Maar nou hier gaan dit 'n bietjie verder. Hier gaan dit oor 'n inspirasie in hoofstuk 11, deur 'n wye reeks van voorbeelde van geloofsvolharding. Om te weet dat ek te midde van
wanneer ek omstandighede het wat vir my moeilik is, ook in terme van my geloof, om daar binnekant te volhard. 'n Deel van sy appel, dat hulle die wedloop wat vir hulle voorlê, met volharding kan hardloop. Nou weet ons mos, op die ou einde in Hoofstuk 12 ook, en die oog gerig op Jesus, wat uiteindelik ook maar die begin en die volleinde van ons geloof is. En nou sê Hebreërs 11 ook, dis immers vanweë hulle geloof, dat daar met soveel lof aangaande die mense van ouds getuig is. Die definisie van geloof wat ons in vers 1 lees, is eintlik om te sê, dit waarmee die skrywer besig is geen abstrakte teoretiese beskrywing van geloof nie, om te sê, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. So, wat Hebreërs 11 doen, is om nogal heel konkreet die ingesteldheid, die aktiewe geloof en vertroue, waarmee hierdie wedloop, wat vir die geloofsgemeenskap voorlê, gehardloop word. Dis 'n bepaalde ingesteldheid, aktiewe geloof, aktiewe vertroue, waarmee 'n mens moet loop, wat die leef, wat die hele tyd ook gestimuleer moet word, in terme van 'n mens se totale menswees. En dan verwys hierdie hoofstuk ons nou na mense uit die verlede, en ek kom daarby. Hierdie tipe van geloof is die vertroue op God se beloftes as 'n werklikheid. Om te glo dat dit wat die Here glo, so met ander woorde ek en jy, wanneer ons in ons eie lewe ook uitgedaag word in terme van ons geloof, dan gaan dit ook daaroor dat ons vertroue moet hê op God se beloftes, dat dit 'n werklikheid is. Dat ons nie naderhand moet sê, maar is dit waar of is dit nie waar nie, en half terugsak binne in hierdie situasies. Maar belangrik dat ons sy beloftes 'n werklikheid in ons lewe sal maak, en dit vervas en seker geag moet word. Hierdie geloof reken die geloftes, of die beloftes van God, as 'n realiteit, al lê die verwerkliking daarvan ook nog in die toekoms. En dan word dit wat 'n ou beleef, wat jy binne in jou lewe kan beleef, is kontingent. Dis iets wat jy binne in jou situasie beleef, maar terwyl jy dit beleef, het die geloof daarmee te doen, dat terwyl ek uitdagende omstandighede beleef, ek vorentoe kan kyk, ook in die toekoms, en asof alreeds die toekoms kan aangryp en dit deel van my te maak. Want al kan dit nie met sintuie waargeneem word nie. Hierdie geloof sê, God se beloftes is vas en seker. Dit is konkreet en werklik, al kan ons dit nie nou al sien nie. Hoekom kan ons dit van God se beloftes glo? Die skrywer in Hebreërs 11 begrond dit in 2 getuienisse uit die verlede. Die ene is die verhale van die geloofsgetuies. Die ander ene is die skepping van die wêreld deur die woord van God, wat Hebreërs 11 vers 3 ook sê. Het is interessant dat iemand soos Einstein by geleentheid gesê het, if you want to know the future, look at the past. So vir ons, om aan te hou en om te wil vorentoe kyk, beteken, en dis wat die Hebreërskrywer doen met sy lesers, is om terug te kyk na geloofshelde in hulle verlede, wat deel van hulle wêreld was, en wat uitgedaag was, en binne in hulle omstandighede dit gewaag het verder as wat 'n mens kan dink, wil ek amper sê, hoër as wat die arende sou waag, en uiteindelik, omdat hulle ook die verte reeds sou kon raak sien. So, wat ek wil sê is dat hierdie verhale uit die verlede, in Hebreërs 11, aan die geloof sy toekomsgerigte karakter gee. Soos God hom in die verlede bewys het, in die geloofsgemeenskap, sowel as in die skepping. En die Hebreërskrywer het 'n klomp ouens wat hy noem, en hy gaan so reg deur, hy gaan by Moses verby, en hy gaan na die rigters toe, en hy gaan na ander mense toe wat gelei het. Maar rondom die aartsvadertyd byvoorbeeld, praat hy van Abraham en Sarah, en van Isak en Jakob en Josef. Met ander woorde, hy dek op 'n manier die hele Genesis.
met hierdie tipe van tema van geloofsgehoorsaamheid en vertroue, wat eintlik met Noag aan die orde van die dag gestel is. Dit word nou die verhale van die aardsvaders, of in die verhale van die aardsvaders en die aardsmoeders ook nagevolg. So as mens nou na Abraham se lewe sou kyk, Abraham se geloofsgehoorsaamheid, geroep om te trek na 'n plek wat hy as erflating sou ontvang. En sy verblyf as bywoner word geprys. Sy motivering? Want hoekom het Abraham dit gedoen? Hoekom het hy dit kon doen? Want dit was vanuit die geloof uit. Want hy het 'n stad, hy het meer verwag as dit wat 'n mens op die oog af sou sien, as dat die Here hom 'n groot nasie sou maak en hom sal seën en sy naam so groot maak dat hy 'n seën sal wees. Sy motivering was want hy het 'n stad verwag vanuit Hebreërs 11 wat vaste fondamente het waarvan God die argitek en die bouheer sou wees. Dan woorde sy roeping word dus nie net verbind aan die fisiese land waarheen hy getrek het nie, maar sê iemand aan die toekomstige Jerusalem wat God as deel van sy koninkryk sal oprig. Skrywer se gevolgtrekking hier binne is eintlik oor al die geloofshelde, is elkeen van die geloofsgetuies het gesterf sonder dat hulle die volle werklikheid van die beloftes ontvang het. So om te lewe is om te lewe, en om as 'n gelowige mens te lewe is om te lewe vanuit die beloftes, is om te lewe vanuit die woord uit, is om te lewe toekomsgerig na dit wat uiteindelik eendag vir ons wag, wat 'n werklikheid in Christus ook in my en jou se lewe is. Oor hulle word gesê, maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom en bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde is. En wanneer ek dit verstaan, dat ek 'n vreemdeling en 'n bywoner is en dat daar 'n toekoms is, 'n stad met vaste fondamente, dan leef ek ook binne die uitdagings wat die oomblik my bied, waar binne bepaalde weerstand kan wees. Wanneer ek my geloof volledig uitleef, dan leef ek dit werklik met oortuiging. Die beloftes het dus 'n hinkering in hulle wakker gemaak. Het 'n hinkering in hulle wakker gemaak na 'n beter bedeling, 'n hemelse een. So, al is ek in hierdie bedeling, dan maak dit my oop vir 'n hemelse bedeling, vir 'n bedeling wat verder is, en dan maak dit dat ek bereid is om geloofstree te gee, die geloofsuitdagings van die oomblik te kan ontvang, wat dit ook al mag wees. Die land en die nageslag van Israel kon nie vir Abraham en Sara volledig doen en gee nie. Net God en die stad wat hy vir hulle voorberei, kon dit doen. En om daardie rede is God nie skaam om hulle God genoem te word nie, en hulle in te nooi in die stad wat hy vir hulle voorberei het nie. Wat wil ek sê? Gelowiges in die vroeë kerk sukkel eintlik in hulle wêreld, is op reis in hulle geloofsreis. Jesus het beloof dat hy spoedig sou kom, het nog nie gekom nie. En binne in hierdie situasie sou dit wees dat ander mense ook na hulle toe kom soos die Jode en hulle aanmoedig om terug te kom na die Jodendom toe. En dat hierdie skrywer vir hulle wil sê, maar Jesus is baie meer. As Moses die knegg in die huis was Jesus die seun in die huis. Hy moedig hulle uiteindelik aan om vas te staan binne in hierdie lewe, om te verstaan dat hulle ook op grond van die groot hoëpriester Jesus Christus in die teenwoordigheid van God kon kom het. En nou vat hy hulle ook terug om te sê, maar in julle verlede, as die Jode sou kom verwys na geloofshelde in die verlede, kom ek gee vir jou 'n ander perspektief ook op daardie geloofshelde van daardie tyd, om te sê dat hulle 'n stad in die verte gesien het, dat hulle 'n nuwe tyd gesien het. Met ander woorde, dat dit nie net gegaan het oor die konteks van hulle as Joodse volk nie, maar iets baie meer as dit sou kon sien. En daarom die gelowige mens, die gelowiges in Christus Jesus, moet daarom hulle as voorbeelde gebruik om ook vas te staan binne hulle geloof, in dinamies te leef en hoër te gaan. Ek dink altyd as 'n ou Mount Everest klim, nê. As jy daar bo sou kom, die uitdaging wat daarin is, om heel bo te kom, die een plek waar jy 360 grade
kan sien, waar jy daar kan kom, waar jy ver, maar die uitdaging wat dit vat om daar te kom, beteken uiteindelik ook om te sê, ek volg ook in die voetspore van ander, wat uiteindelik hierdie pad kon loop, om iets van dit ook raak te kan sien. Ek wil net vir 'n oomblik beweeg ook na die gawes toe, van die Heilige Gees, en veral na die gawe van geloof. En ons weet hoe nodig die gawe van geloof ook is. Nou gaan dit nie net oor reddende geloof nie, maar ook die geloof om verder te kan sien as dit wat ek nou ook kan sien. Waarvan 1 Korintiërs 12 sou praat. En so wat is dit? As 'n mens praat van die gawe van geloof deur die Heilige Gees. Dis 'n spesiale, bonatuurlike werking van die Heilige Gees, wat onderskeidelik kan wees van die gewone reddende geloof. Hierdie gawe van geloof, wat ons so nodig het binne in die tyd, waar binne in ons leef om hoop te kan gee, bemagtig gelowige mense, om met absolute vertroue op God se ingrype te reken, ook in moeilike omstandighede. Wonderwerke te verwag, uitkomste verwag, binne moeilike tye. En dit word hier in die vroeë kerk, word ook in die gemeente van Korinthe, word dit genoem in terme van hierdie gawes wat gegee word, om ook die gemeente op te bou, en ook gereed te maak binne in die toekoms, en hulle ook te help binne die omstandighede, waar binne in hulle sou kon lewe, om hulle aan te moedig, en vorentoe te vat. Terwyl alle Christene 'n mate van geloof het, tot redding, want dit is mos wat ons het. Ons het hierdie geloof tot redding. Geloof in Jesus Christus, dat hy ons verlosser is, dat hy ons saligmaker is, dat hy ons Here is, dat ons aan hom behoort, dat ons identiteit binne in hom kry. Is hierdie 'n spesifieke, word hier gepraat van 1 Korintiërs 12 van 'n spesifieke bedieningsgawe, wat aan sommige gegee word, ook vir die opbou van die gemeente. Dan word 'n gawes, geskenke, wat die Here ook vir mense gee, binne in die tyd, binne in die kerk, waar binne in ons lewe, om ons ook te help, om voort te gaan, om uitdagend te lewe, om soos die arende, na groter hoogtes toe, uiteindelik te kan gaan. En met vertroue te kan lewe, en die taak van die kerk, wat die Here ook in die kerk gegee, volledig te kan uitleef. Die doel van hierdie gawes word dikwels geassosieer met situasies wat onmoontlik lyk, waar hierdie gawe gelowiges in staat stel om vas te glo dat God sal voorsien, kom wat wil. Iets van dit as ek praat van Abraham, om te weet dat God sal voorsien. Hy sal uiteindelik ook sy offerlam voorsien as hy vir Isak moes gaan offer. Met geloof uiteindelik te loop en te weet en te aanvaar dat daar 'n nageslag sou wees, al was die sukkelgang inderdaad ook daar gewees. Hierdie gawes, waarvan 1 Korintiërs 12 ook praat, is deel van die Heilige Gees se verskeidenheid in die gemeente, en bedoel vir eenheid, nie vir verdeeldheid nie. Nie iets waarop ek my kan beroem nie, maar iets wat ek in diens van iemand anders stel. Wanneer gelowig is, alle mense rondom my sou sukkel om voort te gaan, wanneer die wêreld te veel word, of ons die uitdagings van die oomblik nie wil vat en aanvaar nie, en ons wil half terugsak hier binnekant en moedeloos raak, dan wil dit mense vorentoe vat, wil nie mense verdeel nie. Word gesien as 'n genadegawe, wat God deur sy Gees uitdeel, wat 'n diep en 'n vaste vertroue in God se onmiddellike werking in lewens en situasies voortbring. God gee vir ons in sy woord ook die gisters van die geloofshelde. En hulle word uiteindelik ook die voorbeelde van hulle, wat hulle aan die toekoms laat vasgryp, en ander uiteindelik daarheen ook sou lei. Want ons is op hierdie geloofsreis. Aan die ander kant is dit ook waar, dat die Here ook vir ons, in ons broosheid en ons menswees, in ons sukkelgang ook binne kerk wees, geloofsgemeenskappe wees, mense gee, wat hierdie besondere gawes het, om verder te kan sien, half in die toekoms te kan sien,
en vaste glo in die beloftes en in uitkomste in die wyse waarop die Here sou kon voorsien en mense aanmoedig om in die geloof vas te byt en ook vorentoe te gaan en dan veral ook te waag in terme van die koninkryk van God wat ons weet uiteindelik ook in Christus Jesus werklikheid geword het en op pad is om volkome te word. Mag die Here ook vir ons as geloofsgemeenskap binne in ons geloofsreis ook lei. Here, dankie dat U ons geloof geskenk het. Dankie dat U die verandering deur die Heilige Gees in ons lewe gebring het. Dankie dat die wedergeboorte ons verander, die opstandingskrag van Jesus Christus ons nuwe mense gemaak het. Help ons om vanuit die nuutheid te leef. Maar Here, baie dankie dat ons ook met oë verder kan kyk as dit wat ons hier sien en dat ons moed het vir die toekoms. Maar dankie dat U ook mense gee met gawes van geloof. Gawes om verder te kan sien, om ook ander te kan aanmoedig, wat hierdie spesiale gawes ook ontvang het. Here, help ons om dit, as ons dit ook het, ook uit te leef, vir ons weet, uiteindelik is dit ook 'n ingesteldheid, en moet ons met geloof lewe, word dit ook 'n taak, 'n opdrag, om ook ander, wat saam met ons op die reis is, ook aan te moedig. Wil U verheerlik word in elke saak, wat ons aanpak, en ons laat vasstaan binne in die geloof, in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou, elke dag, tot Jesus kom. Amen. Ek hoop dat jy 'n baie mooi week het. Mooi bly.